So ek is vanoggend opgewonde oor die woord wat ek vir jou het, en die van julle wat gesien het, ek het vir julle uitstalling gebring. En van julle het al weer gewonder, julle moes gesien het toe ek hom instoot vanoggend, is almal soos, wat maak hierdie ou? En toe onthou hulle ek is hulle pastoor, dis is nie so normaal, hy is weird. So, ek is vanoggend so oortuig in my lewe en in my hart, dat ek het is waar is my helpers? Dis nou, hallo? Aninka, dis nogal interessant. Die sondagskool kan gaan. Ek weet nie hoe ek elke sondagskool aankondig en dit vergeet nie. Hey. Joshua, bring vir my hierdie breinstoel asseblief. As jy hierdie stoel nie ken nie, beteken dit jy was nog te min in my kantoor. Maar die is my kantoorstoel. En ek gaan nou in hom sit. Ja. Ek weet hoe lank gaan ek bo bly nie, want sy wind is al uit sy dingetjie uit, so gewoonlik dan sit ek aan, en dan begin ek so sak, maar. So, hierdie is 'n kantoorstoel, en iets interessants van so 'n stoel is, dat toe jy klein was, wou jy altyd so een gehad het. Nee? En toe jy een kry, nou verpes jy hom. En nou beteken dit ek het werk om te doen. En wat vir interessant is van 'n kantoorstoel, op die regte vloer, beweeg hy nogal maklik. Ek moet net bestuur hier. Sê julle saamstem? In my kantoor het ek doelbewus nou my printer verder weggeskuif, want ek het gewoonlik so kry ek die printer. Sien hier, dis nie my kantoor nie. Alles van oké wees. Sit 'n bietjie koffie. Maar dan sit ek by my tafel en dan print ek iets en dan sê ek soos, dan het ek hom en dan gaan ek weer terug tafel toe. Nee? Wie doen dit nie? Dan is 'n wielietjie stoel. So hy is nie gemaak om stil te staan nie. Nie waar nie? Wie koop 'n wielietjie stoel om stil te staan? What would be the reason? Nee? En iets wat interessant is vir my van hierdie stoel is, dat hy is nooit gevestig nie, hy is nooit geanker nie, en hy is nooit seker nie. Hy vra partykeer bietjie angstig, altyd onstabiel. Kan ek jou wys? Want as jy nog lekker sit dan, wie van julle het nou gehoop ek val? Ek ken my stoel, ek werk baie op hom. Julle kan maar ontspan, sien? Maar ek beleef iets wanneer ons na so 'n stoel kyk. Het jy geweet dat ons dit baie keer sê en ons dit baie keer uitleef en dit oor ons lippe is, dat geloof is die vaste vertroue in die dinge wat ek nie kan sien nie, maar glo asof dit reeds bestaan. Hallo? Nee? Maar het jy gehoor in die begin toe sê hy, dis die wat? Die vaste vertroue. Dis nogal vir my interessant. Want jy sien, geloof is nooit bedoel om rond te rol nie. Hallo? Ek ken mense wat die Here van maandag tot woensdag en alles glo en donderdag en vrydag, Nou is dit 'n bietjie moeiliker. Jy sien, want dit is makliker vir my om te beweeg waar ek wil beweeg, sonder om op te staan, sonder om die effort in te moet sit, sonder dat ek gaan moeg word, want al wat ek nou doen is ek skuif net rond. En ek kan gaan waar ek wil, en ek kan doen wat ek wil, en ek kan Nie waar nie. Ek onthou toe ek 'n kind was, as ek by my ma se kantoor sit ek en sê soos, kyk hoe vinnig kan ek gaan. Oei. Ek moet dit meer doen nie. Maar jy sien, geloof is die manier om dit vir ons so gemaklik as moontlik te maak. Maar ek en jy kies nog steeds om die gemak te kies as die realiteit. Want jy sien, hierdie is gemaklik. Hierdie is bewegend. Nou gaan ek 'n bietjie opstaan, ek gaan nou die hele tyd speel op die stoel. Maar sien, die enigste probleem met hierdie stoel is,
Die feit dat die kleinste geringste stootjie hom laat beweeg. Die kleinste geringste situasie laat hierdie stoel beweeg. Ek hoef nie veel te doen of effort in te sit om hierdie stoel te beweeg nie. Jy sien, want twyfel het die manier om my en jou onstabiel te maak. Wie het al getwyfel? Nee? En ewe skielik, omdat ek twyfel, is ek so onstabiel, ek kan nie rasioneel dink nie. Want wat as? Kom, wie se tweede woord in hulle lewe is wat as? What if? Wat as dit nie uitwerk nie? Ja, maar wat as dit doen? Wat as dit nie gebeur nie? Wat as dit doen? Hallo? Ons lewe in hierdie wêreld waar twyfel so onstabiel is, maar dat ons tevrede is daarmee. Hallo? Die hart kom gou. So Jakobus 1, ek wil net vir julle hierdie stuk lees. Sit gou 'n bietjie daar, sit bietjie stil, hoor. Jakobus 1 vers 6 begin die volgende. Hy sê maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf wat deur die see hou op afkyk, in die wind gedryf word en heen en weer geslinger word, want so 'n mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Hallo? Kyk gou in jou Bybel in Jakobus 1 vers 6 tot 8 of in jou Bybel staan dat, wag bietjie, as ek soos 'n golf heen en weer geslinger word en ek het nie beheer oor wat met my gebeur nie, dan sê die woord van die Here, omdat jy dit geniet, aanhoudend geniet, sê die Here iets belangriks. Iemand wat so ronddwyf, want ek kan nou met die hart gaan net waar ek wil. Here, jy's 'n vettie. Ek kan met hom gaan net waar ek wil. Hoekom? Want hy's nie vas nie. Jy sien, baie keer is ek en jy dooie gewig. En sit, waar toe gaan jy? Iets interessants gebeur wanneer hierdie twyfel kom. Iets interessants gebeur wanneer ek en jy onstabiel is. Die woord sê, want so 'n mens moenie dink, hoor gou, dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Want so 'n dubbelhartige mens is onstedig in al sy weë. Ek ken sulke mense. Ons almal doen. Maar jy sien, in jou geloofslewe kom die vyand en hy sê vir jou, ek dink jy gaan beter wees die kant. Daar sê. Sit stil. Hoor gou wat gebeur. Die Here het vir jou hierdie beplan. En die vyand het die vermoë om jou net dit te laat sien. Hoekom? Want dit is nie 'n stabiliteit in hierdie lewe nie. Ek wil vandag vir jou die volgende sê, dat dit raak so gevaarlik vir my en jou as kind van God. Want een slegte dag beweeg jou. Een versoeking beweeg jou. Een aanstoot van iemand beweeg jou. Een teleurstelling sit jy sommer terug waar jy was. Maar iets interessants gebeur, wanneer ek en jy op die plek kom wat ons sê, kom ek besef net wat is die realiteit van waarmee die vyand besig is. Het jy geweet dat die vyand se strategie was nog nooit om jou dadelik te vernietig nie? Het jy geweet dat die woord dit baie keer vat na 'n martelaar toe? Weet jy wat 'n martelaar? Dis iemand wat kyk, hoe ver kan hulle jou martel voordat jy doodgaan. Martel is nie geweerskoot in een oomblik nie. En die flieks, dan kom die ou uit, dan sit hy so dingetjie neer, dan rol hy al die messe so uit. En dan weet jy. Nee?
Vir van julle moet hulle nie 'n spinnekop uithaal, dan is dit klaar verby. Ek sal jou alles sê wat jy wil weet. So kom jy net hier sal bly. Die vyand het die manier om jou, kyk vir die mense. Die vyand het die manier om vir my en jou toe kom sê, is jy regtig gered? Is hierdie optrede nou regverdig? Is hierdie manier van hoe jy dink en doen reg? Of het jy alweer geval? Het jy dit alweer gemis? Het jy geweet dat jy in elk geval nie goed genoeg is nie? Nee? Kom ons vra gou die volgende vraag. Elkeen van ons het ergens in ons lewens met 'n identiteitskrisis gesit. En nie geweet wie jy is nie, behalwe dat jou naam Piet is. Is iemand se naam Piet hier vandag? Okay. Maar jy sien, en die vyand gebruik daardie identiteitskrisis in my en jou geloof, terwyl hierdie woord vir my en jou sê presies wie hy is, presies wat hy gaan doen, en dat dit nooit gaan verander nie. Hou 'n bietjie vas die waarheid. Jy sien, iets interessants gebeur wanneer ek en jy weet, hou my Bybel afkyk, dat ons gered is. Weet dat dit is wat die Here vir ons wil doen. In Johannes 5 vers 11 tot 13 sê, en dit is die getuienis, hoor mooi, die wat? Die wat? Okay. God het aan ons ewige lewe gegee, en hierdie lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe. Hy wat die Seun van God nie het nie die lewe nie. Hierdie dinge het hy geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Maar goeie genade. Ek verstaan nie hoekom is daai nog steeds baie keer vir my en jou nie genoeg nie. Ek sê nou dag vir iemand, ons het so hierdie manier om vir die Here al die werk terug te gee wat hy gesê het ons moet doen. Hallo? Ons sê, Here, wees saam hulle wat nie het wat ons het nie, as ons bid, né? Here, wees saam met die middag tevoorig is. Hy het gesê, jy moet vir die armes sorg. Nou bid ons en gee hom die werk terug. Ek dink die gevaarlikste liedjie wat ooit geskryf is, was Jesus Take the Wheel. Jesus het nog nooit sy lewe bestuur nie. Hy het nog net donkie gery. En geloop. Nie waar nie? Maar ons bid dit, en ons verklaar dit. As ek dit sê, dan sit ek my safety belt af, en dan weet ek ons gaan 4 keer rol. Maar ons lewe met hierdie vals idee van wat sy woord sê. Hy sê glo. As gevolg van die feit dat ons die Seun van God ontvang het. Hy sê glo dit. Sodat julle kan weet. Het jy geweet dat jou gevoelens is nie perfek nie? Het jy geweet dat jou prestasies hoef nie foutloos te wees nie? Want daar het iets belangriks gebeur die dag op Golgotha, toe Jesus aan die kruis gehang het. Het hy gesê dat dit is volbring. Hallo? Het hy dit gesê? Dit beteken ek en jy hoef niks by die kruis by te voeg nie, ons moet by Jesus wees. En iets interessants gebeur. Wanneer ek bereid is om te sê, Here, dis tyd dat ek bietjie vas staan in U. Waar is my ander helpertjie? Rudolf? Kom. Hier is nie Rudolf nie hoor, dis Joshua. Bring bietjie vir ons die ander stoel asseblief. Kan jy om die kant sit? Luister, wie preek hier? Ek of jy? Dankie. Nee, ek het jou nie meer nodig nie. Gaan sit op die trekker, ek kan jy nou kom al. Iets interessants gebeur, wanneer ek die waarheid ontvang het. Want dan maak ek die keuse, en hoor gou wat maak hierdie moeilik. Kom, maak gou die keuse, staan op.
Gaan sit daar. Jy sien, wanneer ek die waarheid ontvang het, en ek my hart vir Jesus gegee het, dan kom daar stabiliteit in my lewe, vir die eerste 2 weke. En dan begin die lewe gebeur. En dan ewe skielik, ek wil nie die Here doen nie, is nie lekker nie, ek weet dit gaan aan nie, die vyand van my al, my wasmasjien breek, my bande gaan in mekaar, en al my finansies is weg, en my geld is weg, ek weet wat te doen nie. Here, ek wil nie meer nie. Nee? Want jy sien daar die hype van die Heilige Gees is nou weg, terwyl die Here vir jou sê, jy kan nie meer rondbeweeg word nie, want ek is die stabiliteit in jou lewe. Here. Jy sien, want ewe skielik wanneer ek besluit het, dit is waar ek is, en dis waar ek staan, op wat die Here gesê het, op die beloftes van die Here, en het nog nie in vervulling gekom nie, gee dit my nie die reg om in hom te twyfel nie. Want jy sien, hierdie waarheid het nog nooit verander nie. Maar weet jy wat doen ek en jy as kinders van God, sodra dit moeilik raak, sodra daar so bietjie teenkanting kom, en ek weet, my vrou gaan nou vir my sê, ek preek vir myself. Maar hoor gou wat gebeur. Hoor gou wat doen ons. Ons kies, want Tiaard gaan geprinter toe met die stoel. Kom terug. So ek is nie bereid, jy het daar eintlik perfek gedoen, wel dan. Ek is nie bereid van die eerste rukkie wat ek met die stoel moet loop om iets te gaan haal, want ek op pad was, is vir my 'n las, is vir my moeilik. So wat gaan ek outomaties sit stil? Wat gaan ek outomaties doen? Staan gehoop. Here, hierdie raak nou 'n bietjie moeilik. Gaan na jou wielietjie stoel toe wat gemakliker is. Gaan. Nou kan jy maar beweeg. Nou kan jy maar gaan waar jy wil. Jy sien, daar's een ding wat my wen, wat die Here vir die mense gegee het, uit liefde uit, en dis vrye wil. Jy sien, Tiaard het besef, dis bietjie moeilik om hier te beweeg, so hy gaan na die gemakliker stoel toe wat makliker beweeg, maar het jy agtergekom uit iets hier gelos? Jy sien, wanneer ek en jy na die gemak toe gaan, van dit wat vir my gemakliker is, wat vir my belangriker is, Here, jy kan enigiets doen, solank dit my pas. Here, jy mag enigiets doen, solank dit op my terme is, wanneer ek sê dis reg. Hallo? Hallo? Here, jy moet my asseblief nie stuur na daai ou toe nie, ek is nog nie reg nie, ek gaan nie vir hom bid nie, ek kan nie vir hom help nie, ek gaan nie vir hom geld gee nie, ek gaan niks doen nie. Here, ek wil net hier wees waar ek die vyand lekker met my kan rondbeweeg. Want jy sien, Johannes 15 vers 4 tot 5 sê, bly in my en ek in julle, soos die loot geen vrug kan dra uit homself uit nie, as dit nie 'n wingerdstok bly het nie. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hulle sal veel vrug dra. Sonder my kan julle niks doen nie. Nou wil ek vir julle die volgende vraag vra. 'n Boom wat heeltyd geskei word, dink jy sal ooit vrug dra? 'n Boom wat die heeltyd geskei word, hy vrek of hy groei, maar hy dra nie dadelik vrug nie. Jy sien, wanneer ek op die stabiliteit van die Here kom, wanneer ek vas kom besluit, nou kan jy gaan en dan stoot jy 'n bietjie daai trekkertjie hier in, help vir Joshua. Wat jy hier inry. Jy sien, ons gaan nie start nie, ons wil nie julle moet ry soos petrol ryk nie. Okay, wow, dankie. Tada! Nee, ek kan maar nie daar sit, ons sal nou werk maak. Jy sien, wanneer ek op 'n plek kom in my lewe, wat ek die waarheid soek, en die stabiliteit van die waarheid wil hê, kom ek en jy op 'n plek wat dit die volgende vir my en jou belangrik is, my begeertes verander. My woorde verander, my honger verander, my prioriteite verander. Maar weet jy wat kry die vyand reg? Sodra ek en jy net daai onder die knie het, en ons het 'n paar dinge verander, ons het 'n paar vriende verloor, en ons het 'n paar dinge, mense kyk ons snaaks aan, en al hierdie goed het gebeur, dan ewe skielik kom die volgende ding, en jy sit op hierdie stabiliteit vas, en jy sê vir jouself, ek mis die vryheid van beweeg. Nee?
En dan vang die vyand jou deur vir jou te sê die volgende. Alright, jy kan beweeg. Jy mag beweeg. Here, ek voel soveel vryheid nou in U. Jesus, Here, dankie dat ek so kan beweeg in die vryheid van U. En meanwhile sit die Here en sê, dis nie wat ek vir jou wil hê nie. Ek wil hê jy moet in die vryheid van my beweeg, maar die probleem met die vryheid wat hierdie twee stoele bring, wat nog nie een van julle agtergekom het nie, is die feit dat jy op dieselfde plek in 'n sirkel beweeg. En die volgende probleem is, hierdie Bybel wat ek en jy lees, hierdie woord, hierdie swaard sê dat hierdie woord is lewendig, hallo, en kragtig, en skerper as 'n tweesnydende swaard, hallo, sê jou woord dit. En weet jy wat doen die vyand? Weet jy wat kry die vyand reg vir my en jou? Is om al die waarheid te besit, maar op ons boude te bly sit in die stoel. Want of ek nou vas in die Here is, en of ek vas in hierdie stoel is, en ek het 'n bietjie meer vryheid, het ons nog een ding die heeltyd gedoen. En dis sit. Terwyl hierdie woord sê, gaan dan heen. Gaan dan heen. Gaan wees my disippels. En ek wil vandag vir jou kom sê, dat die vyand het die manier, kom reverse bietjie die ou Torah teen die muur, asseblief. Okay, breek. Yes. Jy sien, ek en jy kom op 'n plek wat elke opinie, elke tendens, elke versoeking, elke vrees, beweeg ons. En ek wil nou hierdie vir jou kom sê, kom, julle gaan nou my engine wees, ek moet my boek saamvat. Dankie. Hier is 'n baie beter kansel. So, what are you doing? Iets interessant gebeur, en ek wil vir jou dit lees, Efesiërs 6 vers 13. Hy sê, daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in elke dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas. Nou wonder ek by myself, as ek en jy kinders van God, julle kan nou maar begin ry hoor, dat ons gaan. Nie so vinnig nie, man, ek is bang. So jy sien, iets interessants gebeur, wanneer die vyand my en jou aan die beweeg kry. Is dat baie keer kan die Here nie met jou werk, terwyl jy besig is om te beweeg nie. Want jy fokus nie op hom nie. Draai om. Reverse. Ek sal hom nou vir julle start, maar dan gaan julle almal niks hoor wat ek sê nie. Jy sien, iets gebeur wanneer ek heeltyd beweeg. Het jy geweet, dankie? Het jy geweet dat 'n rollende bal en 'n rollende klip kan nooit mos optel nie? Want dit was nog nêrens geanker nie. Nog nêrens stil gestaan nie. Jy sien, baie keer roep die Here my en jou hiernatoe. Hoe kom julle op? Kom, stoot. Okay, dankie. Is nie nog om die ding te breek nie. Jy het gesien hoeveel effort het dit nou gevat toe die handbreek bietjie op was. Ek hoop nou hy gaan okay wees. Maar iets gebeur wanneer die Here my en jou tot stilstand roep. Iets gebeur wanneer die Here vir my en jou sê, ek het nodig dat jy net so bietjie hier bly. Want jy sien, hier kan jy groei. Want jy sien nou, beweeg hierdie dinge nie maklik nie. Dit vat nou bietjie effort om hierdie dingetjie te beweeg, want hy het 'n handbreek op. Want die Here het my tot stilstand geroep. En weet jy waarom ek en jy, weet jy waarom die vyand, wanneer ek en jy hier onsself bevind, op hierdie plek waar ons stil staan, waar ons voel ons groei nie meer nie, wil ek vandag vir jou sê, the moment God has called you to stand still, He needs you to grow. Want jy sien, ons het hierdie verwagting om heeltyd te beweeg, en as ek nie beweeg nie, dan staan my bediening stil. En as ek nie beweeg nie, dan kry ek nie geleenthede nie. As ek nie beweeg nie, dan gaan die Here niks doen nie. Ek wil vandag vir jou sê, totdat jy nie gewortel word en waar die Here jou wil stil laat staan nie, gaan jy nie groei nie. Ons klassifiseer stilstaan as dood.
Ons klassifiseer stilstaan as stagneer. Ons klassifiseer stilstaan as die Here doen nie meer iets in my lewe nie. Ek wil vandag vir jou sê, die Here is moeg daarvoor dat ek en jy die heeltyd fondasie skuif. Die heeltyd hardloop ons aan, het jy gehoor dat hierdie ou nou gesê het, dit is eintlik wat die woord sê. As ek sê, nee, dit is nie. Jy sien, want hierdie woord het nog nie verander nie. Hierdie woord bly dieselfde. Die woord sê in Kolossense 2 vers 6 en 7, hy sê, aangesien julle dan kinders van die Here is, en hom Jesus aangeneem het, wandel in hom, diep gewortel en nou voortdurend opgebou in hom, en bevestig in julle geloof, net soos julle geleer is, en oorvloedig daarin, in dankbaarheid. Ek wil hierdie belangrike stelling maak, en as jy vandag uit hierdie preek uit niks vat nie, wil ek hê jy moet hierdie hoor. Ek wil hê jy moet hierdie verstaan. Want jy sien iets gebeur, as ek en jy hierdie besef. Die Here openbaar vir my en jou dinge. 'n boom sonder wortels val om. Gelowiges sonder wortels val onder druk. Maar wanneer ek en jy in Jesus gewortel is, dan verander die realiteit van wie hy is glad nie. Maar weet jy wat gebeur? Weet jy wat is vir my belangrik? Weet jy wat wil ek hê moet jy besef? Elkeen van ons het ernstig daardie lig oomblik gehad. Nee? Wat ons die lig gesien het, die Here aangeneem het, ons het beleef, ons het ervaar wie hy is, ons het al met ons eie oë gesien wat hy kan doen en wie hy is. En ek wil vandag vir jou kom sê, en hierdie moet ek hê, jy moet neerskryf, jy moet hierdie nie vergeet nie. Moenie in die donker twyfel oor wat jy in die lig gesien het nie. Hallo. Moenie in die donker twyfel wat jy in die lig gesien het nie. Ek en jy beoefen dit al vir jare as jy gewonder het. Want jy sien, partykeer het jy iets in die kombuis vergeet en jy gaan net gou soontoe stap, maar jy wil nie die hele huis wakker maak nie. Dan stap jy in die donker. Hoekom? Ek weet mos waar die gang is. En ek weet mos hoe om in die kombuis te kom. Mag ek en jy nooit toelaat dat die donker my en jy laat twyfel en dit wat ons in die lig gesien het nie. Want jy sien, wanneer ongeloof inkom, wanneer ongeloof in my lewe kom vaskeer, wanneer ongeloof in my lewe iets wil kom verander, dan wil ek vandag vir jou kom sê, dan vergeet ek en jy wat ons in die lig gesien het. Ons vergeet heel eers die beloftes van die Here, sodra die vyand se aanval groter raak. Ek wil vandag vir jou kom sê, dat ek en jy begin praat. Jy sien, want wanneer gebede onbeantwoord lyk, wanneer die lewe seer maak, wanneer ons hierdie emosie van swaar dra, en ons het nie iets van, ons dra hierdie depressie saam met ons, wanneer verwarring opstaan, maar wat ek vandag vir jou kom sê, dat God het nog altyd jou gebed beantwoord, maar hy het nog net nie hierdie een nie. God het nog altyd deurgekom, hy het nog net nie nou nie. God het nog altyd die kettinge gebreek, hy het nog altyd die vrede gegee, hy het nog altyd redding gebring, hy het nog altyd die kruis vir jou gedra. Dit het nie verander nie. Hoekom het die vyand die vermoë om my en jou daaraan te laat twyfel? Want hy maak dit vir ons gemaklik. Ek wil net 'n bietjie rus. En dan is die rus lekker. En die rus is gemaklik. En ek kan gaan waar ek wil gaan. En ek kan doen wat ek wil doen. Maar jy sien, dan raak dit gemaklik. Ek en jy kan nie toelaat dat die tydelike dat die tydelike duisternis die ewige waarheid in ons lewens uitwis nie. Ek en jy kan nie toelaat dat dit te gemaklik vir my en jou raak op hierdie stoel nie. Ek en jy kan nie toelaat dat dit te maklik vir my en jou raak om hier te kan beweeg en is gemaklik, want kom ons wees vandag eerlik, sonde is maklik. Sonde is gemaklik en sonde laat jou goed voel. Kom nou, sit julle almal holy moly. Nee, pastoor, tog nooit nie. Ek sien die sonde en ek oorwin dit. Nee? Dit is so.
Ons almal verval in sonde. Ons almal het daai iets, dis die waarheid. Maar dit beteken nie dat my waarheid en wie hy is verander, omdat ek iets in my lewe het wat ek saam met my dra nie. Kan ons ophou dink dat Jesus verander as gevolg van jou sonde? Hy verander nie. Hy is dieselfde God, gister, vandag, tot in ewigheid. Jou sonde, jou gewoontetjies, jou dingetjies intimideer nie sy teenwoordigheid nie, en intimideer hom ook nie. Glad nie. Dit regverdig my en jou nie, maar dit gee my en jou die vryheid om in hom te wandel, in sy waarheid, in sy karakter. Ek wil afsluit met hierdie skrifvers. Hebreërs 6 vers 19. Hy sê hierdie hoop het ons as 'n anker van die siel, 'n veilige en standvaste hoop, wat binne die voorhang sal ingaan. Jesus is nie tydelik ondersteuning nie. Ek het dit nou van 'n baie los vertaling afgehaal, want ek wil jy moet dit verstaan. Jesus is nie 'n tydelike ondersteuning nie. Hy is die ewigheid. Hy is die anker. Die vyand wil hê jy moet onstabiel wees. Die vyand wil hê jy moet verward wees. Die vyand wil hê jy moet 'n baie swak getuienis hê. Jy sien, want die vyand wil hê jy moet bang wees. Van die oomblik wat jy besef wie jy in Jesus is, gaan hy jou nie keer nie. Die oomblik wat jy besef wie jy in hom is, dan is dit nie nodig vir die wêreld om my en jou rond te dra nie. Dan is dit nie nodig vir die wêreld om my en jou te vat waar ons wil wees nie. Ek weet in wie ek glo. Ek weet dat ek aan Jesus behoort. Ek weet dat my geloof is geanker in hom. Jy sien, nou dat my wiele gesluit is en ek vasgekeer is in Jesus, gee die Here my die vermoë, en hierdie wil ek vir jou wys, dat hierdie trekkertjie kan nie start as hy nie heeltemal in stilstaande posisie is nie. En vanoggend voel ek die Here wil vir my en jou kom sê, kan ons op 'n staat maak op hulle wat moet kom stoot, en hulle wat vir my en jou moet kom die krag gee. Want ek wil vandag vir jou sê, as hierdie twee manne hierdie grasnyer oor hierdie gras, oor hierdie hele blok van ons gaan stoot, weet jy hoe gaan hulle dan wees? Maar jy sien, die Here doen iets wanneer ek en jy bereid is om te luister na wat hy sê. Hy kom maak iets wakker in my en jou gees. Hy kom maak iets wakker in ons harte. En ewe skielik kan hy start. En jy sien, ek en jy die vermoë om vir die Here te sê, ek sal gaan waar jy wil hê ek moet gaan. Ek sal beweeg, want jy wil hê ek moet beweeg. Maar op een voorwaarde. U is die krag. Want sien, hierdie grasnyertjie beweeg nou nie op manne nie. Hy beweeg nou op die krag wat binne in hom is. Wat hy besit. Wie hy is. Wat hy kan doen. En hy het nie hulp nodig nie. Hoekom? Want ons was nie bang om hom in die kerk te start nie. Ons was nie bang om te sê, let's go. Jy sien, wanneer ons lus raak om die Here te vertrou, gebeur iets baie interessants. Hy sê, julle sal krag ontvang, wanneer, ek sê jammer, dit ryk nou soos petrol, maar jy sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jou kom. En dan sê hy, al wat jy moet doen, is my disipel wees. So jy sien, hoor gou hierdie, toe die krag oor hierdie dingetjie kom, en ek kom start, wat was my werk? Wat was my werk? Ek moet net ry. So wat ek moet doen. Ek moet net ry. En hier kom die Heilige Gees en die woord, en hy kom sê vir my en jou, ons sal krag ontvang, as die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Hallo? Is dit wat hy sê nie? En as jy mooi gaan kyk, is dit dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, wat binne in jou woon. En al wat die Here van jou verwag is, wees bereidwillig om die krag wat ek jou te gee, te gebruik tot die beste van jou vermoë. Al wat ek van jou vra is, wees stabiel.
Ek wil jou 'n baie belangrike ding wys. Ek gaan hom weer start as jy dit wil weet. Jy sien, iets interessants gebeur met hierdie grasnyertjie. As jy nie baie van grasnyers af weet nie, ek het geleer. Maar ek wil jou iets wys. Jy sien, as hierdie grasnyer beweeg en die lem is aan en ek lig my boude op van hierdie seat af, dan gaan hierdie grasnyer dood. Ek gaan dit vir jou wys, so moenie skrik nie. So nou, as ek my boude oplig, dis nou snaaks. Jy sien hy het dood gegaan. Wat wil ek vanoggend vir jou sê? Nou dink julle hierdie ou is baie weird en dit 'n cool speelding. Maar dis nie wat dit is nie. Jy sien, hy het sulke plaatjies hieronder. Dat as jou boutjies hier lig en hier is nie meer kontak nie, dan gaan hy dood om jou te beskerm. Kan ek vanmôre vir jou iets sê? Partykeer loop dinge in ons lewens dood. Partykeer gaan goeders nie meer soos ons wil hê dit moet gaan nie. Partykeer voel dit vir my of ek en jy stil staan, dan is my vraag eenvoudig. Waar het jy opgestaan uit die rus van die Here af? En hy het dit afgesit om jou te beskerm. Jy sien, iets interessants gebeur. En hier is nou net 'n duidelike uitbeelding, maar dit gebeur in my en jou geesteslewens. Is wanneer die Here kom en hy sê, ek het jou gevra om net daar te bly. Hoekom het jy opgestaan? Dan murmureer ons en die geloof is by die deur uit, want ek gaan nêrens heen nie. Ek is nêrens heen besig, ek dwaal net rond. Ek wil vandag vir jou sê, die rede hoekom jy ook nie meer krag het nie, is vir die feit dat jy opgestaan het uit sy teenwoordigheid uit. Hoe moet hy jou beskerm? So kan ek en jy op 'n plek wees dat ons weer standvastig is in die waarheid. Mag ek en jy nie meer rondgestoot word en rondgeskei word deur die vyand nie. Maar mag ek en jy vas staan dat dit moeite is om ons te skuif. Dat dit iets vat om ons te skuif. Vandag wil ek vir jou sê, maak seker hoe diep is jy gewortel. Want sy seun het vir jou daardie lewe gegee. En wie gee jou die reg om dit nie te leef nie? Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie Here dat U lewens verander. Dankie Here dat U ons geroep het om vas te staan in wie U is en nie rondgeval en rond te beweeg nie. Maar Vader, ek bid Here dat wanneer U ons beweeg, dat ons daar sal bly en tevrede sal bly vir so lank as wat U ons daar hou. Sodat ons kan doen dit wat U van ons verwag. Ek bid Here dat niemand wat hier is, hulle roeping sal mis. As gevolg van die feit dat jy te gou opgestaan het en nie bereid was om te wag nie. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.